Goeiemôre vriende, dit is vandag Dinsdag die 10de Junie 2025. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daagse brood. Vergewe ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe en dat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees hierdie week, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, ons gaan aan hier so ons spreuke. Ek gaan sommer so 'n paar vir julle lees, want julle ken nou al die stelsel hoe dit werk. Partykeer is dit so dat ou mens dink jy gaan by 'n ander vers, wil jy by stil staan, 'n bietjie gekyk daarna en dan lees jy 'n vers en dan staan jy ewe skielik daarby stil, né? Nou hier staan die volgende vers 10 wat 'n verskriklike belangrike ding is in Spreuke 27. Daar staan: moenie by 'n vriend wat al jou pa se vriend was, verbygaan na jou broer se huis toe, as jy moeilikheid het nie. 'n buurman wat naby is meer werd as 'n broer wat ver is. Nou, dit is al baie waar, vriende. Ek sê dis my eie broer sit in Middelburg, Kaap, en hy sien mekaar baie min as gevolg van sy werksomstandighede. En dit is so dat jou vriende is hier so by jou. Ja, jou vriende is hier so by jou. Jy kan op hulle staat maak, maar jy kan ook kyk in terme van jou eie kinders. Ek kyk dan na my eie kinders, my vriende. Hulle sal enige tyd by enige een van die vriende ook 'n geraad soek, né? Moenie by 'n vriend wat al jou pa se vriend was verbygaan na jou broer se huis toe as jy moeilikheid het. Hulle sal baie keer my vra, "Maar kan ons nie met oom so en oom so praat?" En sê ek, "Jesus, gaan praat met hulle. Hulle is ingeplak by die Here. Hulle is baie wyse mense, né?" Gaan hy aan en sê hy die volgende. Hy sê: "'n verstandige mens sien onheil kom en sorg dat dit hom nie tref nie. Onervare mense loop oop oë daarin en boet daarvoor." 'n verstandige mens sien onheil kom en sorg dat dit hom nie tref nie. Vriende, dit lê natuurlik op 'n wye verskeidenheid van vlakke, né? As jy byvoorbeeld 'n besigheidstransaksie waarby daar 'n knoeiery besig is, waarby daar omkoopgeld betrokke is, waarby daar tenderbedrog is, soos ons nou baie lekker in ons land hoogtyd vier, dan as jy daai onheil sien, bly weg daarvan. Dit is 'n wyse en verstandige mens. Hulle sien daai onheil kom en dan, liewe vriende, voorkom hulle dit, sorg hulle eenvoudig dat hulle uit die pad daarvan uitkom, dat hulle nie in daai versoeking kom nie. 'n verstandige mens sien onheil kom en sorg dat dit hom nie tref nie. Julle kan nou maar nog verder so 'n bietjie gaan lees hierso. En dan vers 17. Yster slyp yster. Vriende vorm mekaar. Yster slyp yster. Vriende vorm mekaar. Ek was so 'n klein bietjie, ek het gister ook al by stil gestaan, of Saterdag. Ja, dis inderdaad gister al by stil gestaan. Vriende, ek wil sommer met julle as jong mense ook praat. Jou vriendskappe wat jy sluit is ontsettend belangrik. As jong vrouens, as jong manne, die vriendskappe wat julle sluit, hoe sê die spreekwoord, jy word aan jou vriende geken. As julle in 'n verkeerde vriendekring is, loop daar uit. Loop daar uit. Want wanneer jy in 'n verkeerde vriendekring is wat verkeerde waardes het of geen waardes het nie, en jy het waardes, gaan daai vriendekring jou aftrek ondertoe. Sorg altyd dat jy die regte vriende het, mense wat dieselfde waardes en norme het as jy. Yster slyp yster. Nou vriende, wanneer jy egte vriende het, mense met waardes, mense met norme, ek vat dit nou so 'n bietjie verder, dit staan nou nie in die teks nie, nee. Maar wanneer jy mense met waardes, met 'n waardesisteem het, daai yster slyp yster.
Nee. Hulle sal jou accountable hou, hulle sal jou verantwoordelik hou. Maar as jy die verkeerde vriende het, met die verkeerde waardes, soos ons volop sien op hierdie stadium in die regering, veral in die ANC regering. Hulle het vriende wat die een so knoeier is, soos die ander een. Die een wat so steel soos die ander een, die een wat so korrup is soos die ander een. Hulle vorm mekaar verkeerd. Hulle het nie 'n waardesisteem nie. So wat is die gevolg? Die een val by die ander een. So hulle sluip mekaar, maar hulle sluip mekaar op 'n verkeerde manier. Hulle het 'n verkeerde waardesisteem of hulle het geen waardesisteem nie. So hoe sluip hulle mekaar? Hulle sluip mekaar verder in bedrog. Hulle sluip mekaar verder in knoeiery. Hulle sluip mekaar verder om te steel, want hulle sluip mekaar, hulle help mekaar nog om beter te raak in die slegte goed wat hulle besig is om te doen. Maar wanneer jy aan die ander kant 'n goeie vriend het of 'n goeie vriendin het, mense met waardes, mense met normes, dan sluip hulle jou ook weer in daai kant positief. Hulle sluip jou sodat jy nog beter eerlik is, sodat dat hulle jou nog meer verantwoordbaar sal hou vir dit wat jy doen, sodat jy nog meer met integriteit sal optree, want vriende sluip mekaar na die positiewe kant toe, maar ongelukkig ook na die negatiewe kant toe. Daarom is dit so belangrik dat ons met die regte vriende omring. Daarom sal ook 'n spreekwoord wat sê, meng jy met die seemals, dan vreet die varke jou op. As jy met die verkeerde mense, wat geen waardes het nie, as jy met hulle begin omgang, en jy sien hulle damkring, dan vreet die varke jou later op. Nee. So ek en jy, ook as jy jonkel is, kyk dat daai waardes daar is. As daai waardes nie daar is nie, stap weg. Stap weg, want yster sluip yster. Vriende vorm mekaar of positief of negatief. Daarom dink ek ook, as jonger mense moet hy ou van begin af jou sê, weet jy, as 'n paar goed wat vir my ononderhandelbaar is, en begin by die vrug van die Gees. Sê vir jou, daar is vir my ononderhandelbaar, daar moet geduld wees, daar moet goedhartenis wees, goedhartigheid, daar moet getrouheid wees. Goedhartigheid soms met sagtheid aan mense kry. Getrouheid is om verantwoordelik te wees. Jy's getrou in dit wat jy doen. Jy's getrou in die manier hoe jy jou werk doen. Jy's getrou in die manier hoe jy jou waardesisteem uitwerk. Daar moet vrede, vreugde en vriendelikheid wees. Liefde, nederigheid en selfbeheersing wees. Begin daar. Maar dan begin jy ook met 'n paar ander norme om te sê, jy kan natuurlik dat daai en uitpak, né? Dan begin jy ook vir jouself sê, maar weet jy, hoe gaan ons mekaar vorm? Gaan kyk na die Onse Vader gebed wat ons net toe gebid het. Laat u naam geheilig word in die manier hoe ek optree. Laat u koninkryk kom in die manier hoe ek optree. Laat u wil geskied ook in my lewe. So, dit is 'n ander norm en waardestruktuur. As jy in besigheid is, in die regering is, waar jy ook al is, stel vir jou daai waardestruktuur op. Sê, ek gaan eerlikheid hê, ek gaan integriteit hê, ek gaan eenvoudig deursigtigheid hê. Ek gaan my nie bemoei met mense wat steel en wat bedrog pleeg en wat knoei nie. Ek gaan nie daarvan van deel wees nie, hoe moeilik dit ook al is. Yster sluip yster, vriende vorm mekaar, positief of negatief. Kom ons kies om positief gevorm te word deur goeie vriende, nie deur slegte vriende nie. My 5 sent vandag. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar, Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.